Goeiemôre vriende, hier op hierdie Woensdag 25 Maart 2026. Mag dit vir julle sommer 'n lekker dag wees so op hierdie klein Saterdag. Week is besig om onder ons uit te beweeg, maar mag dit regtig vir julle 'n dag wees waarin julle sommer net dit wat julle doen en die mense rondom julle die Here op 'n wonderlike manier belewe. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Vader God, ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Here, ons hulp is van U wat die hemel en die aarde gemaak het. Here, as ons na Tafelberg kyk, ons slaan ons oë op na Tafelberg, dan weet ons, hy's elke dag daar. Deur miljoene jare was hy daar. U is daar, miljoene jare, getrou, altyd by ons kant. Here, ons kom bid vandag vir al die oorloë in hierdie wêreld wat ons nie verstaan nie, menselewens wat daarmee heen is. Swak en slegte mense, bose mense in hierdie wêreld, Here, wat niks omgee vir ander mense nie. Here, en ek kom vra vir U dat U ook op 'n manier, op 'n wonderlike manier ook sal ingryp. Here, ons as mense se verstand is te plat. Ons verstaan nie hoe werk hierdie goeders nie. Maar ons kom maar net na U toe en ons kom dra al hierdie spanninge, hierdie wêreldjie aan U op. Ons kom vra vir die Here op Jesup 'n manier, Here, teenwoordig. Ek weet U is teenwoordig. Ek weet U is altyd teenwoordig. En ek weet ook dat U dinge toelaat om te gebeur. Ja, dinge wat selfs teen U wil is wat gebeur, Here. Omdat U ons nie hanteer as marionette nie, maar as mense wat U wil hê dat ons U vry moet dien, uit vrye wil uit. Maar Here, as eenvoudige swak mense, kom vra ons vir die Here om wysheid te gee in hierdie tyd, wêreldwyd, spesifiek ook in ons land, met ons leierskap, Here, wat partykeer baie swak is. Kom vra ek vir U dat U ook in ons land, Here, vir ons leiers, in watter domein hulle ook al is, vir hulle wysheid en insig sal gee, wat om te doen, wanneer om iets te sê, hoe om op te tree. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons gaan nou so na die einde se kant toe van Timoteus, waar Paulus natuurlik nou op 'n baie praktiese vlak met Timoteus werk, en waar hy nou hier kom sê in Timoteus 1 vers 5, en ek dink daar's groot wysheid in wat hy sê. Ek dink ook in die tyd waarin ek en jy leef, waar jonger mense ook in posisies begin inkom, in magsposisies begin ook inkom, in verantwoordelike posisies inkom, waar hulle partykeer aangestel word oor ouer mense oor jonger mense, is dit 'n baie belangrike ding wat Paulus vir Timoteus sê. Hy sê, Timoteus sê hy, 'n ouer man moet jy nie skerp teregwys nie, maar vermaan hom asof hy jou vader is. Vriende, ek dink is verskriklik belangrik vir ons jonger mense ook, vir ons jong manne spesifiek, maar ook vir ons jong vroue wat in 'n spesifieke rol is. Here het vir jou spesifieke gawes gegee en as 'n klomp ouer mense onder jou. Luister na die raad wat Paulus vir Timoteus gee. Ek dink is goeie raad, en hy sê 'n ouer man moet jy nie skerp teregwys nie. Moenie lelik wees met 'n ouer man nie. Maar vermaan hom asof hy jou vader is, en dat jy altyd as jy in 'n posisie is, wanneer jy inderdaad moet iemand gaan vermaan, iemand gaan aanspreek, dat jy jou pa sien voor jou. Dat jy jou pa sien. Hoe sou jy jou pa hanteer? Jy is 'n jong executive, of as 'n CEO van 'n firma, of as 'n hulpbron bestuurder, en jy moet 'n ouer persoon gaan aanspreek. Kom ons vat hierdie hint van Paulus wat hy vir Timoteus gee. Sien jou pa voor jou. Hoe sou jy met jou pa gepraat het wanneer jy die persoon vermaan het? Hoe sou jy met jou ma gepraat het as 'n ouer persoon, jy is 'n jonger persoon in jou werksplek waar jy is, né? 'n Ouer man moet jy nie skerp teregwys nie, maar vermaan asof hy jou pa is. Vermaan die jonger mans soos jou broers, né? So as jy wat nou weer ouer is, hoe moet jy jou jonger persoon hanteer? En dit kan baie keer maar wees dat jy jou ouer manne, die ouer vroue makliker of sommer die kind soos 'n kind hanteer, en jy tipe van half nie goed hanteer nie. Nou kom sê Paulus, hoor hierso, ouer persone vermaan die jonger man soos jy jou broer vermaan. Hoe sal jy met jou broer praat? Jou eie broer. Gaan praat met die jonger persoon
soos wat jy met jou ouer broer praat. Dan sê hy, so vermaan die jonger man soos jou broers, die ouer vroue soos moeders, nee, soos jy met 'n ouer vrou gaan praat, sien jou ma voor jou. Hoe sal jy met jou ma praat? Julle wat nou 'n slegte verhouding met julle ma het, stel jou voor as jou ma met wie jy 'n goeie verhouding het. Hoe sal jy met jou ma gaan praat? Dit is ongelooflike goeie raad wat Paulus vandag vir Timoteus gee. Dan kom sê hy, en die jonger vroue soos susters, vermaan die jonger mans soos broers, die ouer vroue soos moeders en die jonger vroue soos susters in alle eerbaarheid, né? So die jonger vroue hanteer hulle soos susters. As jy naamlik dieselfde ouderdom as hulle is, hanteer hulle as 'n suster. Hoe sal jy jou sussie hanteer? Nou ek het baie keer van is ons nie te lekker goed met die sissies nie. Ons is baie keer vir broers nie. Ons is baie keer bietjie onbeskof met hulle. Moenie wees nie, né? Hanteer hulle soos 'n normale goeie verhouding sal wees. Hoe sal jy jou sussie hanteer? Hoe sal jy jou boetie hanteer? Kom ons sê weer. 'n Ouer man moet jy nie skerp teregwys nie, maar vermaan hom asof hy jou vader is. Vermaan die jonger man soos jou broers, die ouer vroue soos moeders en die jonger vroue soos susters in alle eerbaarheid. So hoe jy ook al met mense praat, dan moet 'n eerbaarheid daarby wees, né? Dit moet op 'n goeie smaak geskied. Dit moet op 'n mooi manier geskied. Dit is wat Paulus vir die jong Timoteus kom leer. My 5 sent vandag. Mag julle God se liefde ervaar, sy nabyheid ervaar en sy ontsettende groot genade ervaar. Amen.